Vanmorgen ook vir my 'n wonderlike geleentheid om aan die einde die Heelwond vorentoe te moes. En het is vanmorgen al so bietjie wat hulle kan uitbrei. En die einde was my sonneskool. Meneer en juffrou gewees toe ek so 'n klein seentjie was en het geleer van Jesus. Alhoewel ek in 'n Pinksterhuis groot geword het, en hulle op die spore my lewe getrap en vanmorgen my regtig 'n groot voorreg hulle vanmorgen hier te wees. En ek dink vanmorgen sien om heen word die dag hulle eintlik nog steeds dieselfde drie hier. En daar was 'n stadium gewees, dus ek 'n getroude man en dus my kinders onder in die sonneskool. My kinders kon nie wag vir Sondagoggend en om hulle in die kombi en hulle twee mag, hulle is die enigste twee wat mag voorsit en word hulle vasgevorm. Dan sê ek met my knaap is hulle so pas sonneskool toe. En ek nooit vergeet as hulle dat aan die huis is te praat met weer op en ons besê, ja, dis so kosbare tye. Nou daar nie altyd die les doen, nou nie altyd, maar daar sekere dinge wat so uitstaan. Ons gaan vanmorgen 'n geleentheid gee om ook hulle getuienis môre te bring, net soos die Here ook dit aan hulle hart presteer. Goeiemôre almal. Dit is vir ons 'n groot voorreg om vanmôre hier die getuienis te kan gee wat die Here vir ons huisgesin gedoen het. Dit het gebeur die 18de Maart 2007 en dit klink vir julle so ver terug, maar as die Here vir jou so groot getuienis en so groot wonderwerk gedoen het, word dit nooit oud nie. Dit bly altyd hier binne in jou. En elke dag as ek hierdie kind van my sien, dan sê ek dankie Here dat hy sy lewe vir ons gespaar het. Ek kon mamma gewees het wat ook 'n kruis langs die pad gehad het. Soos al hierdie wit kruise wat julle so sien, dan sê ek Here, as ek altyd verby 'n wit kruis ry, dan sê ek dankie Here dat U dit nie aan my gedoen het nie. Dat U vir my en my man raak gesien het en vir ons dit gespaar het. Kom terug na die oggend van 18 Maart. Lei ons foon so 4:30 in die oggend, dis 'n Sondagoggend, lei my foon en ons broer Pieter Du Plessis wat sê jou seun was in 'n motorongeluk en jy moet baie haastig Leraton Hospitaal toe gaan want hy is op pad soontoe en dit is baie ernstig. Ek en my man gryp net en ons ry en ons kom daar, maar die hele tyd terwyl ek ry, weet ek die bloed van Jesus is kragtig en ek pleit my kind heeltyd onder die bloed van Jesus. En dan wil ek sê, ouers, moet asseblief nooit ophou bid vir jou kind. Nooit nie. Hou aan bid. Die Here hoor. Die Here hoor. Ons het hierdie kind groot gemaak, al ons kinders groot gemaak onder die vrese van die Here. Maar die dag as hy uitbeweeg uit jou huis uit, dan weet jy nie wat daar buitekant wat hy doen nie. Ons het nooit geweet dat Dewald eintlik baie erg gedrink het nie, begin drink het nie. Ons het nooit drank in ons huis gehad nie. Maar hy het buite gegaan en hy die wêreldse dinge gaan begin doen, sonder dat ons regtig dit geweet het. Maar daardie oggend, toe ons daar by die hospitaal kom, sien ek, my kind is bewusteloos en hulle is besig met 'n apparaat om vir hom asem te gee, want hy kan nie self asemhaal nie. Maar ek het net gebid. Ek het net heeltyd vir die Here gesê, spaar asseblief my kind se lewe. En so het ons van die hospitaal, wat al hulle fasiliteite nie gewerk het nie, ons na 'n ander hospitaal toe beweeg. So het ons in Baragwana gegaan met die ambulans. Heeltyd het ons agter die ambulans gery en ek het net gesê, Here, asseblief, bring U die uitkoms. En hulle het besef met die ekstrale dat hy breinbeserings opgedoen het. Hy het 'n sny van 1,1 centimeter in sy brein, baie bloeding op die brein, baie swelling, maar nie 'n breek nie. Geen breek in sy liggaam nie. En hy is deur die regterkantste ruit
aan sy deur ry, het hy met daai groot liggaam, is hy deur daai ry, op in die lug en in die teerpad op sy kop geval. Maar die Here het toegelaat, alles het die Here toegelaat. Dis soos 'n engel wat heeltyd sy hand so oor Dawid gehou het, om sy siel te red. Om by sy siel weer uit te kom. Want die Here het sy naam geroep, die dag toe hy gebore is, het die Here al sy naam geroep. Maar hy het uitbeweeg en onder dinge gaan doen wat hy nie moes doen nie. En wat vir my so wonderlik is, het die Here toegelaat, ons is terug by Leraton, hulle sê hulle kan niks vir hom doen nie, hy moet maar net daar lê, maar die Here laat toe, dat hy by Kreersdorp privaat opgeneem word, en die breinspesialist Goggie, Dr. Goggie, Forrie sê vir my en my man, dis baie ernstig, as hy sou lewe, sal hy nie normaal wees nie. Maar ek het dit dadelik weggegooi van my af, en ek het dit dadelik gesê, Here, ek aanvaar dit nie. Ek prys U vir 'n volmaakte genesing oor ons kind. En ek het heeltyd, ek en my man, het heeltyd in geloof gebly. Ons het nie een keer ongelowig geraak en gesê, wat as hy wakker word en hy is nie normaal nie. Ons het dit nooit gedink nie. Jy gooi negatiewe goed heeltemal van jou af weg en jy bly positief en jy bly in die geloof, want die Here het vir ons daai geloof gegee om te glo. En in die woord het al hoeveel keer het hy vir die mense wat hy gesond gemaak het gesê, gaan heen, jou geloof het jou gered. En ek het geloof en ek kan onthou, daar was 'n stadium wat ons in die mall was terwyl hy bewusteloos was, wat ek en hy net 'n draaitjie van loop het. Toe kom maar 'n vrou by my en sy sê, ek hoor jou kind se een oog is effens oop. Jy moet net weet hy gaan blind wees in daai oog. Maar ek het dadelik het weggesteek en gesê, ek weier dit in die naam van Jesus. Moenie goed dat mense goed op jou plaas nie. As dit 'n negatiewe ding is, bind dit dadelik in die naam van Jesus en vat dit en sê, dit sal nie so wees nie. En ons is deur by die hospitaal was ons daar en elke dag het ons voor die ICU gesit. Ons mag net in die oggend en in die middag en in die aand daai uurtjie gaan besoek het. Verder het ons daar gesit met hierdie geloof, ons kind sal wakker word. Hy was 18 dae in 'n koma. Nou julle kan vir julleself dink, elke dag daar te sit, elke dag. Het die Here vir my toe, het ek gevoel in my gees, ek gaan vir hom 'n boekie begin skryf. Elke dag soos ek gesit het, het ek vir hom 'n briefie geskryf. En ons gaan, ek het so gekyk hier op dag 9. Dit was die 26ste Maart, toe skryf ek vir hom, Dawid, ons lieflingsseun, ons het soveel geloof en moed, dat jy volmaak uit hierdie hospitaal gaan kom, en ons glo dit met ons hele hart. So het ek elke dag het ek vir hom 'n briefie geskryf en gevra, maak net jou oë oop. En dit is vir my so voorreg, die 3de dag, ek het heeltyd gedink, Here, die 3de dag, gaan U hom opwek. Ek het 'n groot geloof in my hart vir die 3de dag. En die 3de dag het gekom en die Here het my raak gesien dat ek glo. En die Here gee my hierdie skrif die 3de dag. Psalm 41 vers 3. Ek sal hom in die lewe hou en hom gelukkig maak op hierdie aarde. Die Here praat so direk met my. Dit is so wonderlik, en daar in my Bybel het ek daai hom met ek bo geskryf, Dawid. Ek het gesê, die Here sal Dawid in bewaar en hom in die lewe hou en hy sal hom gelukkig maak op hierdie aarde. En daarop het ek daai belofte het ek verstaan. Op 'n stadium het sy longe plat geval en dokters het om hom gehardloop en dit lyk nou iets gaan gebeur. Maar dan sê ek, Here, ek gesê, ek gaan hom in die lewe hou en hom gelukkig maak op die aarde. En so het dit verby gegaan. En toe uit die 18de dag wakker word, kon hy nie praat nie, en hy kon ook nie loop nie, hy was maar heeltyd in die bed. En
vat toe nou vir hom en ek skryf hom hier voor in hierdie boek skryf ek, Dewald, as jy hier kan lees, knip net jou oë 2 keer, want ek wil nou weet of my kind weet wie ek is, en hy knip sy oë 2 keer. Hy weet, hy kan lees, en ek vra vir hom, Dewald, as ons mekaar gegroet het, hoe het ons mekaar gegroet? Nou ons het hierdie ding, as ons mekaar bye sê, dan sê ons, I love you, bye. En die Saterdag aand voor dit ongeluk gebeur het hy na die kerk toe gekom. Ek was besig met 'n sondagskoolopleiding en hy laat roep my buitekant toe en hy sê vir my, ma, asseblief jou nuwe BMW leen, want ek wil vanaand uitgaan. Wat ek sê jy, ma, nee, dis reg, los maar jou kar hierso, vat my kar. En nou ja, daai kar het hy so lekker opgevrommel, maar dit het niks saak gemaak nie. My kind lewe. Hy lewe. En toe hy nou die 18de dag wakker word en ons sien hy kan nie praat nie, toe sê die hospitaal nee, hy moet oorgeplaas word na die rehab by Riverfield Lodge, want hulle kan ook nou niks verder van doen nie. Hy is nou wakker, hy moet nou net leer om te praat en hy moet leer om homself te kan hanteer. En toe ons daar kom, kon hulle niks om doen. Dewald wil nie reageer nie, hy's net, en hulle maak hom vas in die bed, dit het my die seerste gemaak as ek daar aankom en hulle maak my kind se hande vas, want hy wil die pype uit sy neus uittrek en uit sy keel uit, want toe al vir my traggie ingesit. Maar is so goed, die Here is heeltyd besig, hy's besig, my geloof word sterk en ek weet, die Here is besig met my kind. En toe ons, die Here laat toe dat hy erg longontsteking daar kry en hy moet oorgeplaas word na 'n hospitaal toe. Hulle plaas hom toe oor na Robinson Hospitaal toe en wat so wonderlik is, die mense het gewag vir hom toe hy daar aankom, die spesialist dokter Naidu het dadelik 2 gaatjies in sy longe gesny en al daai lelike vog uitgelaat en my kind het net elke dag beter en beter geword. Toets het deurgegaan, hy kan begin self eet, want toe sy al, ek dink hier 53 dae sonder kos, wat hy net op buisvoeding gelewe het, maar julle sal sien op die video wat ons gemaak het. En daar's nog iets wat ek nou vergeet het om te sê. Hier is so by die 2de dag, toe kry ek 'n droom. Die Here gee vir my 'n droom dat ek 'n manifestasie moet uitvoer. Die Here sal nie glo hoe sterk en hoe kragtig is manifestasies. Ek moet my 'n tafel vir Dewald gaan dek in ons eetkamer. Moet my beste eetgerei was die droom geweest. My beste moet ek gaan dek vir hom, want hy gaan nog weer terugkom en aan daai tafel kom sit. En dis wat ek daai oggend het ek dadelik opgestaan en die tafel gaan dek en die beste eetgerei gesit en 'n kersie daar gesit en dat ek weet die Here het daardie opdrag gegee, nog steeds iets om aan vas te hou. En in Robinson Hospitaal het ons goed gegaan. Dewald kan nog nie praat nie, maar hy kan vinnig wys, ek wil eet, ek is honger, hoorie, my bout is nat, help my, hy kan alles wys en alles goed moet doen, maar hy kan nie praat nie. Maar ek is in geloof, ek weet, die Here is besig, hy is besig met hom. En dokter Naidu kom die oggend by ons en hy sê, Dewald kan huis toe gaan. Ek sê, maar dokter, ek skrik so groot, ek sê, dokter, maar my kind kan nie loop nie en hy kan ook nie praat nie. Hy sê, but he's healthy, he can go home. En ek sê, okay, can we take him Monday? Dit was so die Vrydag, ek wil nog eers oor die skop kom, daai hele naweek moet ek nou mooi dink, hy gaan na huis toe kom en ons gaan 'n kind huis toe vat, wat nie kan loop nie en wat nie kan praat nie. Maar die Here is besig, hy is besig. En ek en Henk rig ons toe in sy kamer in, ek slaap by hom op die dubbelbed, Henk slaap daar op die stoel en ons pas ons kind op, soos 'n baba, kyk nou. En ek dink dit was so die 2de, nee,
so net 'n week nadat hy by die huis is, slaap ek nog so lekker langs hom en ek hoor hier langs my sê hy, ma, ek wou maar nog sê ek was in die hemel, maar ek skrik so groot. Ek sê, Dewald, jy praat. Hy sê, ja, die engel was so groot soos 'n telefoonpaal, maar daai gedeelte los ek vir hom. Hy sal vir julle van vertel hoe dit vir hom was in die hemel. Maar ek dank die Here vir sy goedheid en dat hy sy lewe gespaar het. En as hy nie sy lewe gespaar het nie, het ons nie daai pragtige 2 kleindogters van ons gehad nie. Ons het die voorreg gehad om 2 dogtertjies by hom, wat die Here vir hom gegee het, groot te maak, net langs ons. Ons het vir hulle huis net langs ons huis gebou. En daar is so wonderlik. En is net 'n voorreg om te weet, Michaelie staan net op en ek net kan vir hulle wys wat het die Here gegee. Haar sussie is by die huis want sy skryf eksamen en sy het nou nie vanoggend saamgekom nie. Maar dit is wat die Here vir ons gegee het, deur sy lewe te spaar. Net dit ook. En 'n goeie vrou aan sy sy gesit het. 'n Vrou wat vir hom deurdra, 'n vrou wat by hom staan. Hy het ook maar sy tekortkominge en dinge, maar sy staan by hom en sy help hom. En ek sê vir die Here baie, baie dankie daarvoor. Nou is dit Dewald se beheer. Goeiemôre almal, ek is baie bly om te wees. Wonderwerke bestaan nog. 18 Maart 2007, diep in die wêreld, baie gedrink, kinders goed gebly, dan uitgaan van buddies, maar God het nie gelijk. Ons kry lang allemaal saam, by 18 Maart, en wat ek my pas, mooi weer meer. Ek was een bietjie wintig, en dan by die buitenboord op my skerp draai, maar brand hom. Toe kom die spings sy by vir my in, toe rol die kar. Soos die kar rol, val ek uit die kar uit, op 'n hoë spoed. Ek was 8 dae kom. En ek word net miskien wakker. Ek kyk so op myself, wat ek loop op straat, ek loop op die straat van goud. Ek sien die mooi engele, ek praat terug, ek dink terug, ek sien die watervalle, die mooi bergbome, ek sien die groot wolk. Ek verstaan, waar is nie? Ek druk so op my skouer, Dewald, ek weet so genadig, maak jou hart nie seer. Jo, ek sal kom met knie, ek huil so bouw. Ek sê, Here, gee my een kans. Dewald. Ek weet so genadig, en maak jou hart nie seer reg. Ek net dankie vir die Here sê, en nog een kans. Dankie Here. Maar ek kyk, min mense kyk door 'n kans, min. En toe na die tyd, ek lees so in die schouder, so die schouder op my kop, kom om my son is, dan moet gaan beleid, om my son is gaan beleid. Jo, maar dankie Here, vir nog een kans. Dankie Here.
18 dae in 'n koma. En die Here my wys lyk die hemel. Maar die Here my wil alles help, dan weer. Ek wil vir die Here baie dankie sê vir wat hy vir my en aangedoen het, vir ons hele familie. Dit is 'n groot wonderwerk, waar die dokters gesê het, my kind, as hy sal lewe, sal hy nie normaal wees nie, want hy het soveel breinbeserings opgedoen, dat hy nie normaal kan wees nie, en dat hy op 'n 10 jaar bed termyn sal wees, dat ons hom in die bed gaan behandel. Maar die Here het vir ons 'n groot wonderwerk gedoen, en ek kan die Here al die eer en al die lof en al die aanbidding gee. My kind is normaal, hy gaan aan met sy lewe, hy bestuur sy eie kar, hy bestuur 'n winkel, sy eie winkel, hy het getrou, en ons kan net vir die Here dankie sê. En wat ek wil sê, die skrif wat die Here vir my die 3de dag, toe hy nog in 'n koma was gegee het, was Psalm 41. En ek het in daardie skrif vasgehou, want hierdie belofte wat die Here vir ons in hierdie woord gee, is die waarheid. En dit sal lewend wees vir altyd en ewig. En die Here gee vir my vers 3, die Here sal hom, dis dewel, bewaar, en hom in die lewe hou. Hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. En dis waar met vasgehou. As die dokters gesê, dinge lyk nie goed nie, dan sê ek, Here, maar in die woord het vir ons gesê, U gaan hom in die lewe hou, en hier is hy, 'n ware getuienis vir die Here Jesus. Baie dankie. Dis die tafel wat ek vir hom gedenk het. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangerous toils and snares. Toe het die groot wonderwerk aan, die wêreld kom my skoon. Sal sien, toe Henk hom in die kar uithaal en hom in die rolstoel sit. Toe vat ek hom van agteraf en ek trek hom op. Min weet ek vat aan die sny wat die dokter gemaak het op sy long. En hy klap my toe so. Want dis hoekom hy my klap. Want hy wil vir my sê, ek maak hom seer. Amazing
Baie dankie, Here. Wat 'n wonderlike getuienis. Prys die Here. Wat 'n wonderlike getuienis, baie dankie wêreld. En die ook vanoggend vir dit. Ons vanmôre kortliks met u praat en by dit voeg ook wat vanmôre hier uitgegaan het. My tema is, en die broer kan het vir ons net so opsit. En ek wil moet vanmôre besef, nie almal het 'n tweede kans nie. Soos wat deel gehad het. Maar vanoggend is jou geleentheid en jou tweede kans om seker te maak dat jou saak met God reg is. Terwyl ek so nooit vergeet nie, ek het saam met hulle sonneskool in die lig geloop. En hulle was elke Sondag in die kerk en dit het hom nie gevrybaar nie. Omdat hy 'n kerkseun is, dat hy die regte pad gestap het en deur die keuses wat hy gemaak het nie. Want ons 'n dag in sy lewe aangebreek het wat hy die besluit moes gemaak het om te sê, Here, ek moet my wandel met my hand of verander, sodat ek ook die saak met u kan regmaak. Jy weet, baie keer, ek kyk so na mense en ek sien hoe die mense leef. En ek kyk na mense se lewenstyl en mense lewe asof die dood nooit sal kom nie. Asof hulle vir altyd hier die aarde sal wees, maar wat vir my so aardig is, daar dieselfde mens, as jy hom sou vra, dan het hy 'n begrafnisboekie in plek. Wat beteken dat hy glo tog, daar moet voorsiening gemaak word vir die dag wanneer hy sterf. Daar dieselfde persoon het 'n lewensversekering in plek vir sy mense wat hy agterlos, wat hy wil voorsorg tref vir die dag wanneer hy nie daar is nie. Maar die mens mis die belangrikste punt, dat hy nie na sy siel, sy heenkoms gaan kyk nie. Terwyl ons vanmôre hierdie getuienis hoor en ek kyk so na hom en daar's 'n skrif wat sê, en ek wil dit vanmôre vir u lees in Jesaja 55 vanaf vers 6 tot 8. En ek wil nie met vanmôre net so 'n bietjie hand in die eie boesem steek vanoggend en vir jouself vra, hoeveel kans het ek al gehad tot vanoggend toe? Maar wie sê ek is gevrywaar? Ek het nog 'n geleentheid om hoor so 'n kans te hê soos ek nou het. In Jesaja 55 vers 6, baie bekende gedeelte, sê vir ons, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Nou baie mense verstaan nie die skrif nie lekker nie en hulle dink daar gaan 'n tyd kom wanneer die Here hom gaan onttrek van die mens af en dit is nie wat die geval hier is nie. Die situasie is ons as aarde het 'n tydperk wat ons die keuse het om te sê, Here, ek moet u soek terwyl u te vind is. En ek wil vir u sê nie miskien te vind nie, hy is vanoggend te vind. Hy is vanmôre nog steeds die God wat homself openbaar aan die mens. Hy is nog steeds dieselfde God wat vanmôre belangstel in elke siel. Maar ek wil vandag vir u sê, God sal hom nooit om op jou afforceer nie. Dit is absolute keuse wat u vanmôre moet maak om te sê, Here, ek wil sekerheid in my binneste in my lewe hê, dat wanneer ek my siel, en wanneer my siel hierdie liggaam sal verlaat, en ek moet daar bo kom, dan waar sal ek my oë oopmaak? Want weet jy wat is die belangrikste? Dat ons op die plek sal kom, waar oggend, soos vanoggend, vir jou sou tel, en nie teen jou getel sal word. Ek wil vir jou sê, Dewald was in baie preke, ons het 'n pragtige prediking gehad, om Kobus Stiet, as ek reg onthou, toe was dit om Frik gewees, Mr. Frik. En in daardie tyd was pastore wat regtig dinamies was, bekering gepreek het.
En hulle was werklik manne van God. Maar dit het geen verandering gemaak. Omdat Dewald die verkeerde keuses in sy lewe gemaak het. Ek wil vir jou op 'n stoel vanmôre warm te sit, om vanmôre net hier te wees en dis maar net, ek is in die kerk, my gewete is gesis, wil ek vanmôre vir sê, dis 'n gevaarlike plek om te kan wees, want ons moet vanmôre op 'n plek wees, waar ek kan sê, weet jy wat, soos die 5 maagde gesê, ek het olie by mekaar gemaak, ek is gereed om my God te kan ontmoet, ek is gereed om die bruidegom te kan sien. Vanmôre vra ek vir u, as u vanmôre en vandag hierdie laaste geleentheid, hierdie laaste tweede kant moet aangryp, wil u nie vanmôre die keuse maak om Jesus aan te neem en om vanmôre weer 'n kans in jou lewe te gee. Dis nie vanmôre 'n skande as u vanmôre weggedwaal het nie. Maar weet jy wat is 'n skande? As ons die uitstap en ons het hierdie woord geïgnoreer en ons het dit van laat verbygaan. Ek wil vandag vir u sê, hierdie oggend, en dis nie altyd lekker om dit te hoor nie, maar hierdie oggend sal eendag vir jou of teen jou getuig as jy daar bo sou kom. Ek wil vandag vir u sê, en ek kyk so na die woord van die Here en ek besef dat ons soekend moet wees. Nie na die wêreld se plesier nie na ons eie belangrikhede, nie na wat die wêreld ons kan bied. Dat as ons hom wil vind, moet ons soekend wees na hom. Want hy's nog te vind. Weet jy wat, ek wil vandag vir u sê, die grootste wonderwerk, en ek sê dit met alle respek vandag, is nie dat Dewald vandag in die lewe is nie. Die grootste wonderwerk is die feit dat hy sy hart vir die Here kom gee. Amen. Besef ons dit vandag. Die grootste wonderwerk is wanneer 'n siel tot inkeer kom. Want hierdie tydelike lewe gaan verby. Hierdie tydelikheid is maar net van korte duur. Ja, soms is daar mense wat op 'n jong ouderdom sterf. En jy kyk na ander wat oud word. Maar ek wil vir jy sê, daar's iemand wat vanmôre hier sit, wat bo 90 jaar oud is. Jy kan nie vanmôre self die sommetjie maak. Hy's dalk naby dit, hy's dalk nog so 'n paar jaar verder, maar hy is nie gewaar word van 'n dag van môre nie. En vanmôre wil ek vir jy sê, ons het 'n tweede kans. Ek kyk na Lukas 16 van 'n ryk man wat homself vind in 'n plek waar vlamme is. En hy kom op 'n plek en hy sit in smarte. Terwyl daardie jong man alles gehad het wat sy hart begeer het op hierdie aarde. En daar was 'n man, Lazarus, wat 'n boemelaar was, wat nie veel gehad het nie. En hierdie twee ontmoet mekaar. En Lazarus sit aan Abraham se boesem. En die ryk man sit waar die vlamme brand. 'n Mens sal sê, as hy net so gekyk het, ag, daar's nie 'n hoop vir Lazarus nie, sy ou boemie. Ek wil vir ons moet pas op, laat ons behoort mekaar voor die hoof kyk en sal sê, jy's reg en jy's nie reg nie. Dit is nie vir ons vanmôre beskore wie reg en wie nie reg is nie. Wat vanmôre beskore is, maak jou eie saak met God reg. En ek kyk na hierdie man. Ek dink broer Daniel het eendag genoem, en dit is so by my vasgeslaan. En het hierdie woorde gespreek, hy sê, die gemeeste gebede sal nog gebid word die dag wanneer die manne in die hel is. Manne wat nooit gebid het, die sal daardie dag bid om genade. Manne wat nooit na die Here se naam geroep het, die sal daardie dag roep. Here, gee my nog 'n kans, gee my nog 'n geleentheid. En ek wil vanmôre
vanmôre vir u sê, ek maak u nie vanmôre bang nie, maar wat ek vanmôre sê, is 'n realiteit, en ons as mens lewe, asof dit nooit gaan plaasvind nie, maar ek mag God ons vanmôre help, dat ons net weer 'n eye-opener, soos die Engelsman sal kry, om vanmôre te sê, is ek werklik reg om my God te kan ontmoet? Ek wil vandag vir u sê, die ryk man se grootste probleem was, nie omdat hy gesterf het nie, hoor. Mense sal sê, ja, dis hoekom hy dit nie gemaak het nie. Dit was nie die probleem nie. Die probleem was is omdat hy nie reg was toe hy gesterf het nie. So met ander woorde, die sterfte is geen verrassing vir God nie. Die sterfte moet geen verrassing wees vir die mens nie. Wat hulle verrassing is dat mense die gehoorsaam is. Wanneer daar vanmôre 'n uitroep is na u en na my, om gereed te wees, wanneer God ons kom haal. Weet u, die skrif bevestig dit vanmôre wat ek genoem het, hy sê in vers 27, 28, Lukas 16, en hy sê, ek bid u dan, is nie die ryk man wat staan aan die ander kant in die vlamme, hy sê, ek bid u dan, 'n gebed wat opgaan, om hom na my vaderhuis te stuur. Hy vra, stuur Lazarus na my vaderhuis, ek het nog 5 broers agter, dat hulle die waarskuwing sal kry, dat hulle nie op die plek sal sit waar ek sit nie, dat hulle gevrywaar sal wees. Weet jy wat sê die woord van God? Wat is sy antwoord terug daarom? Hy sê, hulle het Moses en die wette. Wat beteken, hulle het die woord van God. Ek wil vir jy sê, hierdie boek wat op jou rak lê, wat jy nooit gebruik nie, gaan teen jou getel, he? Hierdie boek wat in jou rak lê, wat vol stof geword het, gaan teen jou tel. Omdat jy hom nie lees nie. Omdat jy nie jouself oorgegee aan God nie. En hy sê, dit sal dit help, tot stuur iemand. Terwyl hulle hierdie het, om na te luister. Vanmôre wil ek vir jou vra, kind van God, wat sal ons verskoning wees? Ek het vir jou slegte nuus, geen verskoning. Gaan daardie dag vir my en vir jou kan help of red van die hel. As jou naam in die boek van die lewe geskryf is, sal jy in die verderf gegooi word. Vanmôre wil ek nie baie verder uitbrei nie. Ek wil vanmôre vir u vra om u hoofde te sluit vir 'n oomblik. En dat elkeen se oor vanmôre toe sal wees en dat ons vanmôre vir onsself die vraag vra. Here, is hierdie dalk nie my laaste kans? Is hierdie nie dalk my tweede kans? Is hierdie nie dalk my geleentheid nie? Hoekom wil die mens eers 'n pad stap, soos wat ou Dewald gestap het deur 'n motorongeluk, voordat hy by die Here uitgekom het, terwyl hom vanmôre in 'n gunstige oomblik en 'n tyd is om onsself oor te gee aan hierdie skepper van hemel en aarde. En ek wil vanmôre vir u vra, terwyl almal so toe is, as vanmôre vir jou 'n geleentheid is om te sê, Here, ek wil hierdie tweede kans aangryp, wil ek vir jou vra om jou hand op te steek en om hier te laat sak en te sê, Here, ek het afgedwaal, ek is ver van u af, ek het verkeerd opgetree. Ek dank die Here vir menigte hande wat vanmôre opgaan. Ek wil vanmôre vir u sê, kind van God, vanoggend gaan vir of teen jou tel. Terwyl ek vanmôre so oor die gehoor kyk en ek sien menigte hande op is, besef ek dat God vanmôre met die hart praat en met die mense hierdie oggend 'n afspraak het. Ek dank die Here vanmôre vir 'n tweede kans. 'n tweede kans om vir hom te kan leef. 'n tweede kans om ons roeping te kan vervul. Ek wil vanmôre vir u sê, ek wil hierdie ene spesifiek uitlig, want dit is waarmee soveel mense worstel. Vanmôre het jy 'n tweede kans om te kan vergewe en vry te spreek.
En ek wil vanmôre vir julle gebed doen en na baie hande opgestaan. Ek gaan nie vanmôre vorentoe roep nie, want ek besef ook, moet versigtig wees met hierdie groep en dinge. Ek gaan vanmôre algemene gebed doen, maar ek gaan vra dat jy agter my ook gaan aanbid. Laat ons vanmôre sekerheid in ons harte sal hê, ek is gereed om my God te kan ontmoet. En ek sê vanmôre dankie vir so getuienis, weet jy wat? As dit 'n getuienis vat om my weer terug te ruk by die voete van die Here, mag die Here help dat menigte hierdie woord sal hoor en dat hulle sal kom op 'n plek waar hulle dit waaragtig, ernstig bedoel met Jesus. Vanmôre wil ek spesifiek jong man, jong vrou vir jou ook vra. Jy begeer so die wêreldse aantreklikhede. Jy moet wees versigtig. So maklik. So maklik verval die mens in die kloue van 'n vyand wat jy wil verlos. Ek gaan vanmôre bid en ek wil vra dat jy agter my sal aanbid. En dat jy vanmôre dit ernstig met God sal bedoel. Sodat ons op vanmôre die uit sal stap. Ek wil vir jy vra, hierdie moet nie vanoggend 'n emosie saak wees nie. Weet jy wat is die probleem in vandag? Ons maak ons harte reg op emosie, maar wanneer ons uitstap, dan is die emosie anders en ons het vergeet dat hierdie vanmôre 'n hartsbesluit sal word om te sê, Here, ek wil verander, ek wil vir U leef. Want weet jy, wanneer jy jou hart vir die Here gee jy om die emosie ook oor. Jou gedagtes, jou emosie, jou doen en late. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U kan saam met prys Here. Hemelse Vader, ons dank U vir hierdie geleentheid wat ek het om na die woord te luister. Here, ek wil in hierdie oomblik my tweede kans aangryp. En ek wil vandag 'n besluit maak om U te volg. In gees en in waarheid. Here, ek vra dat U my sal vergeef vir my verkeerde weë en my verkeerde dade wat ek elke dag in my eie ek lewe. Maar ek bely vandag dat ek glo dat die bloed van U vir my gestort is tot vergifnis van sonde. Ek erken, Here, dat ek 'n sondige mens is en dat ek U nodig het. Ek vra in hierdie oomblik dat ek olie in my lamp sal gooi en U sal volg. Daagliks met U pad stap. Sodat wanneer ek die tydelike sou verruil, ek gereed sal wees om my Skepper te kan ontmoet. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gee 'n lofoffer. Die gedagte by U los. En ek wil vir U vra, kom ons maak seker. Ons is gereed om ons Skepper te kan ontmoet. Wanneer ek weet ek gaan ontmoet, doen ek al die voorbereiding. As iemand na my huis toe kom en ek weet iemand kom kuier, doen ek al die voorbereiding, dat alles reg is. Dit moet skoon wees, moet netjies wees, dan moet lekker koeldrank wees, dan moet alles moet reg wees, en ook met gaste. Of vir U vra, kom ons maak gereed. Kom ons doen voorbereiding. Jesus.